Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? So lekker om so te kan aanbid en net sy teenwoordigheid te beleef. Jy die Here beleef vanmôre. Dit is my gebed dat voor hierdie diens verby is vanoggend jy 'n Jesus belewenis sal hê. Nou 'n Jesus belewenis is iets wat jou lewe verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Nou ek weet nie van jou nie, dis hoekom ek vroegoggende die Here gaan soek en ek soek daai belewenis, ek soek daai nabyheid van God want dit verander my lewe. Dit verander my dag, dit verander my week, dit verander sommer alles. En dis my gebed dat jy ook vanoggend 'n Jesus belewenis sal hê. My tema vanmôre is o Skepper God, skep iets nuut in ons. En ek het vanoggend 'n saad hier in my hand. 'n Baie klein saad, hy's nie baie groot nie en hy's droog. En hy lyk nie na veel nie. Hy lyk nie na veel nie. Ek dink iemand sal hom sommer vat en hom weggegooi het, want dit lyk nie of daar veel in hierdie saad is nie. Maar die wonder van hierdie saad is in wat binne in hom toegesluit is, vasgesluit, opgesluit is. Ek hou hier vanoggend nie net 'n saad in my hand nie. Ek hou hier vanoggend 'n hele boom vas. Ek hou hier vanoggend wortels, 'n wortelsisteem wat so sterk groei wat die wind en die weer kan dit nie ontwortel nie. Ek hou hier in my hand 'n boomstam vas. 'n Boomstam so groot wat ek nie eens my arms om kan sit nie. Dis wat ek vashou vanoggend. Ek hou vanoggend 'n takke vas, groen blare, vrugte. Die heerlikste vrugte hou ek vas vanmôre. Ek hou vanmôre 'n plek vas waar die voëls kan kom nes maak, eiertjies lê en klein voeltjies uitbroei. Ek hou vanoggend 'n plek vas waar mense kan bymekaar kom en beskermend vind teen die elemente van die wêreld, teen die son, teen die reën. Ek hou vanoggend 'n storie vas. Want miskien vind twee mensies mekaar daar en hulle raak verloof en hulle word verlief op mekaar onder hierdie boom en die storie hou aan en aan en aan. Sien jy wat ek vashou vanmôre? Dit alles is toegesluit in hierdie saad in my hand. Dis die potensiaal. Daar is niks wat God skape wat nie meer potensiaal het as wat ek en jy met die blote oog kan sien nie. Laat ek dit weer sê, alles wat God skape, het soveel potensiaal dat ek en jy dit soms mis met die eerste oogopslag. Alles wat God skape het potensiaal, en baie keer in ons lewens, dan kan ons lewens kyk soos na hierdie saad, en ons kan dan kyk en sê, maar, dit lyk nie of dit veel gaan word nie. Lyk nie of dit veel potensiaal het nie. Dit lyk nie of iets hiervan gaan kom nie, en dit lyk nie of ek sal kan succeed nie, dit lyk nie of ek hierdie goed gaan kan doen nie, dit lyk nie of dit gaan uitwerk nie. En ek wil vanmôre met my instrapslag, wil ek vanoggend vir jou sê, dat dieselfde soos God binne in hierdie saad potensiaal geplaas het God binne in elkeen van ons lewens potensiaal geplaas. En dit maak nie saak hoe jy voel vanoggend nie. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie, binne in jou is daar soveel meer vasgesluit, opgesluit, soveel meer. En al wat hierdie saad nodig het, is die regte atmosfeer, die regte grond, die regte geleentheid, en dan kan daar 'n boom opkom wat al hierdie goed kan laat gebeur. En my gebed is vanmôre dat hierdie atmosfeer, wat ons beleef vanoggend, dat dit wat jy vanoggend ervaar het tydens die aanbidding, toe jy ingekom het, die vriendelikheid by die deure, dit wat jy nou ervaar, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, al is wat jy nodig het vanoggend om te ontkiem. Dis my gebed, dat dit vanoggend daai potensiaal binne in jou oopgesluit sal kom.
en jy die volheid sal bereik van wat God binne in jou geplaas het. Nou daar is nie, of kom ek sê so, een van my gunsteling skrifgedeeltes, ek wou sê daar is nie 'n ander skrifgedeelte wat ek so baie lief is voor om te gebruik nie, maar een van my gunsteling skrifgedeeltes is Efesiërs 3 en sit hom vir ons daar op, Boeta. Efesiërs 3 vers 20. Dit sê, aan hom wat die mag het, om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Aan hom wat die mag het. En toe Paulus hierdie aan die gemeente van Efese skryf, toe sê hy vir hulle, julle moet besef dat die God wat ons dien is 'n almagtige God. Kom nou. Die God wat ons dien is 'n almagtige God. Die God wat ons dien het al die krag en het al die vermoë wat ons nodig het. Binne in hierdie woord van God leer ons wie hierdie God is. Binne in hierdie woord van God leer ons van sy almag. Ons leer van die ability wat binne in God is, die vermoë wat hy het om iets so klein soos hierdie saad te omskep in 'n boom met 'n storie en wat vrugte lewer en beskerming lewer en alles. Dis die God wat ons aanbid. Maar Paulus maak dit duidelik. Hy sê dat God soveel meer kan doen as wat ek en jy dink. Soveel meer. Soveel meer as wat ons dink ons potensiaal is. Soveel meer as wat ons dink hoe hierdie ding gaan uitdraai, is God se vermoë. God doen die onmoontlike. Amen. Ons dien 'n God wat die onmoontlike doen. En ek wil vanoggend, voordat ons begin, wil ek hierdie vir jou sê, hou op God limit deur dit wat jy dink. Hou op God limit, hou op God in 'n boksie plaas by wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie, net deur dit wat jy in die verlede ervaar het nie. Paulus maak dit duidelik, hy sê God is almagtig. En dit maak nie saak wat jy dink nie. Sê vir die persoon langs jou, dit maak nie saak wat jy dink nie. Dit maak nie saak wat jy dink nie, want al het jy groot gedagtes vanoggend, en al het jy die grootste gedagtes vanoggend, wil ek vir jou sê, dis te klein. Dis te klein, want die God wat ons aanbid is soveel groter, en sy gedagtes is soveel groter, en dan sê Paulus 'n baie profound ding hierso op die einde, hy sê, volgens die krag wat in ons werk. Jy sien, dieselfde as hierdie saad, is daar iets binnekant geplaas. Dieselfde as hierdie saad, is daar iets binne in my en jou geplaas. Daar's iets binne in ons opgesluit. Die potensiaal. Die potensiaal van 'n wonderwerk is binne in jou. Die potensiaal van 'n deurbraak is binne in jou. Dis binne in jou toegesluit, opgesluit, en die krag van God gaan dit bewerkstellig. Dis nie ons krag nie, amen. Dis sy krag, maar dit werk binne in ons. En my gebed vanoggend is dat daai potensiaal vanoggend sal begin ontkiem. Dat jy vanoggend sal glo en begin dink soos God dink. Dat jy vanoggend daarna sal kyk en sê dat daar is soveel meer. Wanneer ons hier skrif lees en hy sê meer as wat ons dink, dan voel ek net vanoggend, voordat ons iewers heen gaan, moet ons net eers by die Here draai. Ons moet net eers vir 'n oomblik stop. En ons moet net eers vir 'n oomblik teenoor God bely dat ons soms dalk meer as wat nodig is, die minste dink. Die minste dink. Soms meer as wat nodig is, dink dat dit nie gaan werk nie. Dat dit nie gaan uitwerk nie. Dat daar nie 'n kans is vir dit om weer reg te kom nie. Kom nou. Ek dink ons moet vanoggend net voor ons verder gaan, net vir 'n oomblik net stop en erken dat ons menslike natuur plaas ons op 'n plek waar ons baie meer die negatiewe aanvaar as die onmoontlike. Ons sal veel eerder hierdie saad in die asblik gooi as wat ons hom gaan plant. Hoeveel van julle sit met drome? Hoeveel van julle sit met drome, met hierdie ideale, hierdie goed wat God vir julle op julle harte lê? Julle wil hierdie dinge bereik. Dit is so lekker om so baie jong mense hier te sien vanoggend.
Jong mense, tieners, kinders wat nou net uit die skool uit is, dis so lekker om daai ouderdom te sien, en julle het hierdie drome, julle het hierdie ideale, julle het hierdie goed wat julle wil bereik. Maar hoeveel van ons ouer mense sit hier vanoggend en jy daai saad, daai potensiaal weggegooi of weggeberre, want jy glo nie meer dit kan ontkiem nie. Jy glo nie meer dat daar iets groter daarvan kan kom nie, want hoeveel keer het jy al geplan? Hoeveel keer het dit nie uitgewerk? So ek wil voordat ons verder gaan vanmôre, wil ek hê, maak jou oë saam met my toe. En as dit jy is vanoggend, wil ek hê, jy moet saam met my bid. Moenie net na my gebed luister vanoggend nie. My Vader in die hemel, o Skepper God, ja, ons staan voor U vanmôre, met die wete dat U is die magtige God. Here, binne in U, deur U, daar's soveel krag wat ons verstand nie eers kan begryp nie. Ons noem U vanoggend ons Skepper God. Ons noem U vanoggend ons Vader, ons Here. Ons noem U vanoggend ons Verlosser, ons Redder. Tog so dikwels, Here Jesus, so dikwels sit ons en ons gee liewers in teenoor die negatiewe gedagtes. Ons gee soveel makliker op as wat ons in geloof 'n stap neem en uitgaan en dit persoe wat U op ons harte lê. En my gebed is dat U vanoggend tydens hierdie diens aan elke hart sal raak. My gebed is dat U vanmôre, o Skepper God, in ons iets nuuts sal kom skep. Binne in ons, wat weer sal vertrou, sal glo, en aan U woord sal vashou. En ons bid dit in die kosbare naam, Here Jesus Christus. Amen. Amen. Israel sit op 'n plek waar hulle weggevoer is deur die Babyloniese ryk, en hulle is in ballingskap, en niks werk uit nie. Vir 'n lang ruk probeer hulle dinge regstel, vir 'n lang ruk probeer hulle oorwinning kry, en hulle bid tot God, en dit werk nie uit nie, en al hulle planne, maak nie saak wat hulle probeer uitvoer, en hoe hulle probeer uitkom nie, hulle kom net nie uit dit nie. Het jy al op 'n plek gesit waar jy soos, my planne dis klaar, ek is te moeg om verder planne te maak? Was jy al daar? Was jy al op 'n plek waar jy drome het, en word jy wakker en sê, nee, dis nie vir my nie, dis dalk vir iemand anders, en jy gee op jou drome? En Israel sit op presies daai plek. Hulle is op daai plek waar hulle ophou droom, ophou hoop, ophou planne maak. Ek gaan nie jou vra om jou hand op te steek vanoggend nie, maar hoeveel van julle sit daar vanmôre? Hoeveel van julle sit vanoggend op 'n plek waar jy ophou droom het, ophou planne maak het, want dit werk net nie uit nie. En dan sê die profeet Jesaja die volgende in Jesaja 40. Kom die profeet en hy spreek die volgende woorde. Hy sê, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Jesaja kom na die volk toe in daai tyd wat hulle so struggle, wat hulle opgee op hulle planne en drome, en dan sê Jesaja vir hulle, weet jy dit nie? Vra vir die persoon langs jou, weet jy dit nie? Weet jy wat nie? Weet jy wat nie? Weet ek wat nie? Wat is dit wat ek moet weet? Kom nou Jesaja, wat is dit wat ek moet weet? Hy sê, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? Dat die Here ons God, kom nou church, weet jy dit nie? Dat die Here ons God, dat die God wat jy aanbid, is die God wat vandag nog wonderwerke doen. Weet jy dit nie? Kom aan, weet jy, het jy dit nie gehoor nie? Kom aan, ja, gee hom 'n lofoffer. Net vinnig deur hande op te steek, vir wie die Here 'n wonderwerk al hierdie jaar gedoen? Wow. Nee, steek weer op julle hande, kom aan. En dan kom ons gee die Here 'n lofoffer vir dit. 'n Wonderwerk. 'n Wonderwerk is iets wat ek en jy nie in ons eie vermoë kon doen nie, né? Iets wat onmoontlik was, het God vir soveel mense alreeds. Weet jy dit nie? Johan, weet jy dit nie?
Het jy dit nie gesien nie? Tannie Lisbeth, jy het nie gesien nie? Kyk net vanoggend, kyk hoeveel mense het God deurgekom. Is dit nie 'n bewys dat God nog steeds die God is wat regeer nie? Is dit nie 'n bewys dat hy nog steeds ons skepper God is nie? Dat hy nog steeds die onmoontlike doen nie? Kyk net. En hy doen dit tot in ewigheid. Hebreërs 13 sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Hy verander nie wie hy is nie. In Maleagi 3 dan sê die Here self, dan kom die Vader en hy spreek dit en hy sê, ek is die Here jou God, ek verander nie. Ek verander nie, ek is nog steeds daai God. Ek doen nog steeds daai wonderwerke, ek doen nog steeds almagtige goed, selfs wanneer julle dit nie verwag of sien nie. Paulus in Romeine, sit vir my Romeine daarop, Paulus skryf in Romeine dan hierdie aan die Romeinse kerk. Die kerk in Romeine en sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af duidelik gesien word. Die onsigbare dinge van God. Die onsigbare eienskap van God. Dit wat ek en jy so baie keer sê, waar's God? Dit wat my en jou so baie keer maak wonder, maar gaan God vir ons deurkom? Is God regtig almagtig? Doen God regtig wonderwerke? Kom nou, is God nog steeds in beheer? Regeer hy nog steeds in my lewe? Dis baie keer onsigbare dinge, dan sê Paulus die volgende, hy sê, die onsigbare dinge waarvan ons praat, kan van die begin van die wêreld, van die skepping af, duidelik gesien word. Ons noem dit onsigbaar. Paulus sê nee, dis nie onsigbaar nie, jy kan dit sien. Sê vir die persoon langs jou, jy kan dit sien. Jy kan dit sien. Sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Paulus skryf van die gemeente in Romeine, dan sê hy die volgende, hy sê, julle het geen verskoning om in God se almag te glo nie. Geen verskoning nie. Hy sê, kom nou, Jesaja sê, het julle dit nie gesien nie? Het julle dit nie gehoor nie? Paulus vra en dan sê Paulus die volgende, hy maak hierdie statement, hy sê, al God se onsigbare eienskappe kan van die begin van die skepping af tot vandag toe nog steeds gesien word. Dis rondom ons. Dis oral sigbaar as ek en jy net ons oë sal oopmaak en om ons kyk, sal ons sien dat God is nog steeds in beheer. Hy regeer nog steeds. Oom Daan het laasweek toe deel hy met my 'n storie van 'n kewer in die Nabbe woestyn. En hierdie kewer word genoem die miskewer. En wat hierdie klein kewertjie doen is, hy gaan in die droogste, hy leef, kom ek sê net eers so, hy leef in die droogste, een van die droogste plekke in die wêreld. Maar hy oorleef. En wat hierdie kewertjie doen is, hy gaan in die vroeë oggendlig. Dis net so 'n bietjie 'n hint vir almal wat nie in die vroeë oggende die Here soek nie, né? Okay. Vroeë oggendlig, leer by die kewertjie. Hy gaan in die vroeë oggendlig en dan gaan hy op sy voorste pote, gaan hy op sy knieë, kan ek dan sê. Hy buig homself neer. Is dit nie mooi nie? Hy buig homself neer met sy boutjies in die lug, maar dit sy knieë op die grond. Dan buig hy homself neer en dan die koue oggendlig wat oor hom waai, vorm die fynste misdruppeltjies op hierdie liggaam van hom. En dan kom dit by mekaar, dan loop dit teen sy lyf af tot voor op die punt van sy neus, sodat hy dit kan drink. Dan vorm daar een druppeltjie, net genoeg vir hom om van te drink. Is dit nie mooi nie? Tot die natuur wys vir ons God se almag. Tot die natuur, so 'n eenvoudige ding soos 'n kewertjie, as ons net sou kyk. Het jy dit nie gesien nie? Kom nou, gaan kyk bietjie. Het jy dit nie gesien nie? Het jy nie om jou gekyk nie? Ek het die voorreg gehad om so 'n paar jaar terug Zimbabwe toe te gaan en daar voor die Victoria watervalle te staan. 1.7 kilometer wyd. Wie van julle was al daar? It's beautiful. Jy nog nie daar was nie, gaan. Maar gaan as hy in 'n vloed is. 1.7 kilometer breed staan daai valle voor jou. En dan staan jy hier, dan kom daar tonne, nee, dit seker liters, kom ek sê liters en liters water oor daai walle geval.
Soveel dat ek kan dit amper nie eens beskryf hoe asemrowend dit is nie. In daai oomblik by die Victoria Waterval het ek vir die eerste keer begryp wat dit beteken om God te vrees. To understand the fear of God. Om te besef hoe groot God is, nie vrees dat ek moet weghardloop nie, om te besef wat hy kan doen. Die watervalle het dit vir my vertel. Ek staan daar en die aarde bewe, dis al 108 meter hoog, dan val hierdie liters en miljoene liters op die grond daaronder, die hele aarde bewe so. En jy staan daar, en jy kan nie anders as om bewus te wees van God se almag nie. Hoe groot is ons God, die natuur skree dit uit. Dan staan jy, dan wonder jy, wanneer gaan hierdie water ophou? Ek meen die spoed waarteen dit loop, moet dit mos nou ophou. Maar dit doen nie. Dit loop, dae, weke, loop dit so oor daai walle. Waar kom dit vandaan? Wie maak dit? Wie is in beheer daarvan? My skepper God. My skepper God, Louis Giglio, ek weet nie wie van julle hom ken nie. Hy het 'n amazing reeks, How Great is Our God. How great is our God and indescribable. Waar hy verduidelik hoe groot die sterrestelsel is en hoe amazing die sterrestelsel is. En hy sê baie awesome ding daar. Hy sê dat al wat God doen is, God staan in hierdie known world, né? Hulle noem dit die known universe. It's known to us. En dan staan God aan hierdie buitekant van hierdie known universe en dan create ons as mens 'n groter teleskoop, een wat verder kan kyk. En as hulle 'n groter teleskoop create wat verder kan kyk, dan sê God, okay, great, kom ek maak nog 'n planeet. Kom ek skaap nog 'n sonnestelsel. Kom ek doen iets nog meer amazing. Kom ek wys vir julle wat ek kan doen. En die hele sterrestelsel rondom ons is deur God geskaap. Elke dag onderhou hy elke gedeelte daarvan. Dan sê Louis Giglio, soos die God wat hierdie goed skape en in beheer hou, so kom hy na die fynste gedeelte van ons lewe toe. Fynste lewe is hy wat 'n babietjie skape. Is hy wat lewe gee. Is hy wat deel is van die fynste detail van my en jou lewens. Dis die skepper God. Dis die skepper God na wie ek en jy toe kan kom vanoggend en sê, Here, ek het 'n wonderwerk nodig. Here, ek kan nie meer nie. Here, al my planne werk nie. Here, my drome het gefaal. Here, ek is so naby aan opgee. Ek is so naby aan opgee, ek is leeg. Here, ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek weet nie meer hoe lank ek kan aanhou nie. Maar dis voor hierdie skepper God wat ons kan kom vanoggend. Dis voor hom. God wat al hierdie krag en mag in sy hande hou, kan ons nou oggend na hom toe kom en sê, Here, kom doen iets nuuts in my lewe. Kom doen iets nuuts in my. Kom verander iets in my lewe. Here, kom gee my weer nuwe drome. Wie het weer drome nodig? Wie het weer nodig om te droom? Kom aan, wie het weer planne nodig? Wie se planne het opgeraak? En ons kan na hierdie skepper God toe kom en sê, Here, ons planne het opgeraak. Here, die dokter se planne het opgeraak. Sy planne het opgeraak en ek het nuwe planne nodig en die dokter het nuwe planne nodig. Here, my besigheid, ek het nuwe planne nodig. Ek weet nie meer wat om te doen nie. En dan sê hulle nog, daar's 'n groot resessie op pad en die wêreldoorlog. My planne is klaar, maar ek kom na U toe, my skepper God. Ek kom na U toe wat al hierdie wonderwerke doen, hierdie bonatuurlike goed doen. En ek vra van U sê U is 'n God tot in ewigheid. Ek vra van U, gee my nuwe krag. Gee my 'n nuwe hart. Jy sit dalk vanoggend hier en jy worstel met sonde in jou lewe. Jy worstel daarmee en jy probeer so hard vrykom van daai ding wat jou vashou, van daai verslawing, daai goed wat jy doen en dit vreet jou op en dis nie wie jy wil wees nie. Maar jy het al so baie keer probeer. Jy het al so baie keer probeer en jy doen wat ek laasweek gepreek het, jy maak die deur toe vir die vyand en jy probeer woord en jy probeer bid en jy probeer kerk toe kom en it's just too much en jy voel so leeg. Dis voor hierdie skepper God wat ons vanmôre kan kom en sê, Here, vorm in my 'n nuwe hart. Skep in my 'n nuwe hart. Here, gee vir my 'n nuwe hart. Kom doen iets nuuts in my.
Kom doen iets niets, want die ou dinge werk nie. Ek het iets niets nodig vanmôre. En ek wil vanmôre jou verseker dat hierdie God is dieselfde. Is dieselfde God van gister, vandag tot in ewigheid. Hy sal nie sy rug op jou draai nie. Hy het jou lief. Hy sal nie van jou wegbeweeg, hy het jou lief en hy het jou so lief dat hy soveel potensiaal binne in jou geplaas het. Soveel potensiaal. Dat hy alles binne in jou sit, die vermoë binne in jou sit. Ek het een keer gepreek, toe sê ek, God back jou. Hy be op jou. Ek weet nie of ek dit kan sê nie. But he's backing you. 'n Oom vir wie ek baie lief is, het altyd vir my gesê, jy's my perd. Ek back jou. Ek back jou, ek is agter jou en die Here back jou. Hy's by jou. Hy glo in jou. Hy glo in jou toekoms. Hy glo in dit wat jy wil doen. Hy glo in jou drome meer as wat jy in jou eie drome glo vanoggend. Hy glo in jou potensiaal vanmôre meer as wat jy daarin glo. Want hy weet wat hy in jou geskaap het. Nou as daar een skrifgedeelte is wat ek so bid dat hierdie gemeente 'n openbaring van sal hê. Nie sal kry nie, want ek glo jy het al. Maar as daar een skrifgedeelte is wat ek so hoop dat jy 'n openbaring van sal hê en sal vasmaak in jou lewe, is dit Genesis 1 vers 27 wat sê, en God het die mens geskape na sy beeld. Eenvoudig, maar soveel waarheid. Soveel waarheid dat ons so maklik daar verby lees en nie die openbaring kry nie, 'n paar eenvoudige woorde. En God het die mens geskape na sy beeld. Na sy beeld het hy hom geskape en hy het hom geskape man en vrou. Die woord van God wil dit duidelik maak dat God is geen aannemer van persoon nie. En dit maak nie saak wie jy is nie, of jy nou 'n man is of 'n vrou is, of jy jonk is en of jy oud is. God het jou geskape en binne in jou potensiaal geplaas. Hy het jou nie net geskape nie, man. Hy het jou geskape na sy beeld. Na sy beeld. Nou ek weet nie van jou nie, het jy al ooit daai skrif gelees en gewonder, wat beteken dit? Vers 26 sê God, sê die Vader vir die Seun en die Heilige Gees, hy sê, kom laat ons mens maak in ons gelykenis, na ons beeld. Het jy al net vir 'n oomblik stil gesit en gewonder, maar wat beteken dit dat God sê, hy maak ons in sy gelykenis? Wie van julle is God? Ek sukkel baie daar net om mens te wees. Ek sukkel baie daar net om hierdie te doen. Maar in Genesis sê die woord dat God het ons in sy gelykenis gemaak. Hy het jou in sy beeld gemaak. Wat beteken dit? En as dit in Genesis voorkom, dan dink ek en jy moet net vir 'n oomblik stil staan en besef dat hierdie is van daai kernwaarhede wat ons nie kan mis nie. Jy kan dit nie mis nie, jy moet hierdie verstaan. Jy moet hierdie verstaan. Nou, ek kan nie God wees nie, okay? En ek het al my bes probeer, ek kan nie eers net 'n goeie mens wees en dan struikel ek. So wat is dit wanneer God sê, okay, maar ek het jou in my gelykenis gemaak, in my beeld? Dit beteken dat daar 'n sekere eienskappe van God, wat hy het, wat God besit, en geen ander lewenswesens besit nie, en God het gekies om daai eienskap, wat hy het, in die mens ook te sit. Kom iemand. Daar's sekere eienskappe wat aan God behoort, en hy het gekies om daai eienskappe aan my en jou bekend te maak, en dit vir ons te gee, dit binne in ons te plaas. En as ons vanoggend lees, hierdie skrifgedeeltes wat ons lees, oor en oor sê, dat hy is 'n skepper God. Dit beteken, as God kan skep, as dit sy natuur is om iets te kan skep, dan beteken dit ek en jy wat in sy beeld gemaak is, kan ook skep. Kom church, bietjie meer amens as daai. Dit beteken jy kan ook skep. Dit beteken jy kan ook vorm, maar weet jy wat is die ding? Terwyl ek tyd met die Heilige Gees hieroor spandeer, besef ek, dis die probleem. Ons as mens weet dat ons nie iets uit niks uit kan skep nie, net God kan. Kom nou. Ek en jy kan nie iets uit niks uit skep nie, net God kan.
Dis maar eintlik so mooi, Genesis 1, en ek het dit nie op die skerm nie, ek wil dit vir jou lees, sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Luister mooi. En die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef oor die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. In die begin het God uit niks uit, letterlik niks. Nou, hierdie is te groot vir ons mind om te besef, né? Hierdie is een van daai goed wat ons kan dit nie grasp nie, dit gaan ons verstand te bowe. Maar God het in die begin, toe daar niks was nie, sê niks, het God gegaan en hy het die niks gevat en gesê, laat daar iets wees. En daar was iets. En die iets was woes en leeg. En dit was donker. Hoor mooi. God het die iets geskaap en die iets was woes en leeg en dit was donker. Hoeveel van julle sit vanoggend in 'n plek waar jy sal sê, Dani, maar dit klink soos my verhouding, dit klink soos my huwelik. Woes en leeg en donker. Dit klink soos my vriendskap. Dit klink soos my vriendegroep. Woes en leeg en donker. Dit klink soos my planne, dit klink soos my besigheid. Man, dit klink soos my finansies. Woes en leeg en donker. Miskien klink dit vanoggend soos jou geestelike lewe, woes en leeg en donker, en jy soos wat pastor, jy sê, dat God het in ons die vermoë gesit om te skep. Hoe moet ek uit niks uit iets skep? Jy moet dit vang vanoggend. Dit wat ek en jy beleef as woes en leeg en donker is nie niks nie. Daar was niks gewees, toe sê God, laat daar iets wees. Toe was dit woes en leeg en donker, en die Here het gespreek en gesê, laat daar lig wees, en die lig is gevorm, is dit nie? Dis wat daar gebeur het. En wat in ons lewens gebeur so dikwels, is ons kyk na wat woes en leeg is, en dan sê ons, maar ons kan niks hiermee maak nie. Ek kan niks hiermee doen nie, ek kan niks, wat wil jy met ek hier uitskep, daar's niks. Maar daar's nie werklikheid, dis nie regtig dat daar niks is nie, daar's iets. Daar's iets. Dit lyk dalk net vir jou woes en leeg. Jy sien, solank as wat ek en jy daarna kyk, gaan dit woes en leeg lyk. Die skrif sê die gees van God het oor hierdie woes en leeg, in hierdie donkerte het die gees van God oor dit beweeg, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Al wat ek en jy nodig het in ons lewens, is nie nog iets nie, daar is iets. Daar's reeds iets. Dit mag dalk woes en leeg voel, maar daar is reeds iets. Al wat ek en jy nodig het vanoggend in ons lewens is die gees van God. Al wat ons nodig het vanoggend is die gees van God, om vir ons te wys waar daai goed wat daar is, wat ons daarmee kan doen. Gemeente, jy het die skepende krag. Jy het dieselfde eienskap as God om te gaan skep, en dit is so, ons kan nie uit niks uit skep nie, maar daarom het God reeds goed in jou lewe geplaas. Daar is reeds mense om jou wat jou lief het. Jy sien dit dalk net nie raak vanoggend nie. Daar's reeds mense. Daar's reeds mense wat daar is en by jou staan. Jy sien dit net nie raak vanoggend nie. Jy dink jou supportgroep is donker en woes en leeg, en daar's niemand wat jou support nie, niemand wat jou lief het nie, niemand wat omgee nie, maar dis die woes en die leeg van wat jy raak sien. Wat jy nodig het vanoggend is dat die gees van God jou oë oopmaak, sodat jy die iets sal sien. As jou oë oop gaan vanoggend, gaan jy sien wat God jou wys, wat hy al reeds in werking plaas. Jy gaan sien waar die gees van God wil werk. Jy gaan die potensiaal daarvan begin raak sien. Iemand sê amen. In jou besigheidssituasie, dit wat jy sê woes en leeg is, dit wat jy sê donker is, daar is iets. Jou finansies, daar is iets. Dit maak nie saak waar jy in hierdie wêreld heen sal gaan nie. Solank as wat jy leef, kerk, hoor my vanmôre, ek het gekom, Jesus het my hiernatoe gestuur om hierdie woorde vir jou te spreek, en jy moet dit ontvang vanoggend. Ek bid so dat hierdie woorde, die saad in jou sal laat ontkiem, jou geloof jy sal laat opstaan. Dit maak nie saak waantoe jy gaan in hierdie wêreld nie. Dit maak nie saak hoe diep jy en wat 'n gat jy beland nie, hoe woes en leeg dit lyk nie. Dalk sal nie weer niks wees nie, want God het reeds geskape, en hy skape tot vandag toe nog in hierdie wêreld. Dit mag dalk so lyk.
Dit mag dalk so voel, maar dit is nie so nie. Al wat ons nodig het is die Gees van God om ons te wys. En vanoggend om op te staan en te sê, ek het van my Skepper God af ontvang die ability om ook te skep. Sê vir die persoon langs jou, ek kan ook skep. Ek kan ook skep. Ek kan nie uit niks uit skep nie, maar weet jy wat? Ek kan skep met die bietjie wat God my gegee het. Ek kan dalk nie uit niks uit iets maak nie, maar ek kan iets maak met dit God my reeds gegee het. En ek weier, dit eindig vandag, dit stop vandag. Ek weier om oor dit te bly kyk en te sê, dis niks, dis woes, dis leeg, dit is donker, ek weier. Dalk moet my hart verander, dalk is die ding wat God vanoggend moet kom skep in ons hart, in ons lewens, is 'n nuwe hart, nuwe geloof, nuwe ability om te sien wat hy sien wanneer hy na ons kyk. Sodat ons die woes en die leeg nie langer sal raak sien nie, maar die potensiaal sal raak sien. Sodat ons daai saad sal ophou en sal sê, hier's potensiaal. Hier's potensiaal, Thomas, hier's potensiaal. Thomas, solank as wat die deure oop is daar potensiaal, my vriend. Daar's potensiaal, solank as wat julle twee nog na dieselfde huis toe ry, is daar potensiaal. Solank as wat daar is nog potensiaal, solank as wat daar nog lug in jou longe is, ons liewe broer Renier is lief om dit te sê, hy sê, solank as wat daar nog lug in my longe is daar nog hoop. Is daar nog potensiaal. Sit gou vir my die volgende skrifgedeelte of wat Paulus in Romeine 8 skryf. En hy sê, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Die almagtige God, wat groter dinge kan doen as wat ek en jy dink, deur die krag wat van waar af gaan kom, van binnekant af gaan kom. En hier sê Paulus aan die gemeente van Romeine, en sê, wag, die Gees van hom, dieselfde Gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, leef in jou. Wat het jy nog nodig? Kom kerk, wat het jy nog nodig? Dieselfde Gees, dieselfde krag, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in jou. Dieselfde Gees, sy volheid leef in jou. En wat hierdie skrif sê is nie net dat hy eendag ons lewe, ons liggame, wanneer ons afsterf weet sal 'n verheerlikte liggaam gee nie, maar wat hy ook sê is dat hy ons sterflike liggame hier sal oprig. God sal hier jou sterflike liggaam, die Heilige Gees het die vermoë om jou sterflike besigheid, jou sterflike finansies, die Heilige Gees het die vermoë om jou sterflike gesondheid, jou fisiese liggaam, wat ook al dit is, jou verhoudings, die Gees van God het die vermoë om daai sterflikheid, daai ding wat op pad is om dood te gaan, wat lyk soos 'n saad wat ons moet weggooi, die Gees van God het die vermoë om daai ding weer lewendig te maak. Weer lewendig te maak, want hy woon in ons. Paulus sê in Galasiërs, en hierdie skrif wil ek nie afsluit, sê Paulus in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek is met Christus gekruisig. Dani leef nie meer nie. Dani het tot 'n einde gekom. Daar was 'n dag in my lewe gewees wat ek vir Jesus gesê het, Jesus, ek kan nie meer nie. I had enough. My planne, my drome, my gedagtes, dit werk nie. En ek het gesterf. Soos daai saad het ek gesterf, ek het in die regte atmosfeer beland. En God het dit wat vandag voor julle staan laat uitsprei. 'n Nuwe skepsel, 'n nuwe mens. Jy sien, Paulus sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou wil ek jou dit vra vanoggend. As Christus in jou leef, leef sy denke nie ook in jou nie? Leef sy planne nie ook in jou nie? Wat is dit? Dieselfde as wat ek nou gaan sit het en gesê, dit is so belangrik om partykeer net bietjie stil te sit en te dink oor wat hierdie skrif sê. Wat beteken dit om in God se gelykenis gemaak te wees? Okay, wat beteken dit dat Christus in my leef? Leef sy drome nie in my voort nie? Leef sy denke nie in my nie? Sy planne?
Nou as Christus se planne in my leef, en Christus se krag leef in my, kom nou church, dan is daar soveel potensiaal binne in my opgesluit. Dan is daar soveel potensiaal binne in jou. Johan, dan is daar soveel meer as wat jy dink binne in jou toegesluit. Soveel meer. Dit maak nie saak nie, oom Louis, as Christus ten volle binne in my leef, deur dieselfde gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, dan is word my gedagtes gevul met sy gedagtes. My planne word verander en dit word sy planne, wat beteken dat daar is 'n plan vir jou. Daar is 'n plan vir jou uitkoms, daar is 'n plan vir jou bekering, daar is 'n plan vir jou deurbraak, daar is 'n plan vir dit wat jy nodig het in hierdie lewe. Iemand sê amen. Die planne is daar en dit is binne in jou opgesluit. Daar waar jy sit vanoggend, mag jy dalk voel soos daai saad. Jy mag dalk vir ander mense om jou lyk soos daai saad. Laat my toe om vanmôre vir jou te sê, dis nie wat Jesus sien as hy na jou kyk nie. Dis nie wat hy sien nie. Wanneer ek en jy dalk na ons lewens kyk, dan sien ons 'n wit bladsy. Maar dis wat ons sien. En as ek jou moet vra, wat gaan jou toekoms vir jou in, sal ons baie keer die antwoord wees, weet nie. Nee? Of selfs niks nie. As ek jou sou vra, wat hou jou gesondheid vir jou in, of jou finansies, of jou verhoudings, of jou geestelike lewe, waartoe is jy op pad, dan sal ons baie maklik sê, ek weet nie. Ek weet nie hoe dit gaan uitdraai nie. Want dis wat ons sien. Maar jy sien, wanneer God na ons kyk, dan sien hy nie 'n leë bladsy nie. Hy sien reeds die produk. Dit mag dalk 'n leë bladsy wees en dit mag dalk al wees wat ons sien, maar wanneer die Skepper na ons kyk, dan sien hy reeds dit wat hy beplan het. Al wat dit vat vanoggend is vir my en jou om die pen terug te gee aan die een wat die storie moet skryf. Al wat dit vat vanoggend, en dit beteken nie ek en jy gee die pen vir die Here en dan loop ons weg en is soos Here, okay, nou wil ek sien wat U doen nie. Nee, die krag is binne in ons opgesluit. Wat dit vat vanoggend is vir my en jou om te sê, Here, met hierdie lewe, met hierdie planne, met hierdie gedagtes, met wie ek is, met my donker en leeg, met my woes en deurmekaar, met my gemors, met my donker gat, whatever dit is, Here, met alles wat ek is, nie iets anders nie, met alles wat ek is, kom ek vanoggend en ek vertrou U met hierdie pen in my lewe. En ek vra U, kom skryf U die storie. Ek het klaar die storie geskryf, nie uitgewerk nie. En ek vra U vanmôre, vat hierdie pen en skryf 'n storie. Hierdie pen, in die regte een se hande, word hierdie 'n mooi prent. Word dit 'n gedig, word dit 'n storie, word dit 'n besigheidsplan, word dit, noem dit. 'n liefdesverhaal met 'n sprokieseinde in die regte een se hande. Maar dit vat van my en jou om vanoggend oor te gee en te sê, Here, ek gee dit oor. Ek gee oor. En ek vra vir U, vat U die pen en kom skryf U die storie. Ons Hemelse Vader, Here, ek dank U dat ons vanoggend net vir 'n oomblik weer kan stil word. Here, my hart loop so oor van dankbaarheid vanoggend. Ja, Here, my hart loop so oor van dankbaarheid, selfs al leef ons in 'n onregverdige wêreld. Selfs al leef ons in 'n wêreld wat so dikwels woes en leeg lyk. Here, al lyk my omstandighede dikwels soos 'n diep gat, diep donker gat, het ek soveel dankbaarheid in my vanoggend, want ek weet dat die Gees my nie sal los nie. Ek weet dat die Gees met my is. Here Jesus, en ek wil vanmôre vir hierdie gemeente bid wat Dawid gebid het, en hy sê, Here, skep vir my 'n nuwe hart. Skep vir my 'n nuwe hart, en moenie U Gees van my weerhou nie. Want ons lees vanoggend hoe dit U Heilige Gees is, wat oor daai donker woes, deur mekaar gemors beweeg het, en toe U spreek en U sê, laat daar lig wees, toe vorm die lig.
Ek glo vanoggend en ek staan voor U vanoggend en ek bely vanoggend dat my vertroue is in U. Ek kom gee vanoggend hierdie pen terug aan U en ek vra vir U, kom skryf die storie. Kom skryf die storie klaar. Kom skryf die storie klaar. Kom skryf die storie klaar in my lewe. Daai storie met die mooi einde. Daai storie met die glimlag. Met die joy of the Lord, that's my strength. Here, kom skryf daai storie. Daai storie in my lewe van oorwinning. Die woord sê vir hulle wat aanhou fight sal oorwin. En U sal aan hulle die kroon van lewe gee. Kom skryf daai storie, Here Jesus. Kom skryf daai storie vir môre wat ten goeie meewerk. Kom skryf daai storie. Ek vertrou U met my lewe en ek gee vir môre die pen en ek gee vir môre die reg en die autoriteit terug aan U en ek vertrou U Heilige Gees wat in my leef om my nuwe planne te gee, nuwe gedagtes te gee, nuwe drome te gee. En ek verklaar vanmôre, kom ek wil hê net daar waar jy sit, verklaar dit vanmôre, dat is nie verby nie. Net daar waar jy sit vanmôre, verklaar dit oor jou finansies. Kom maar, ek wil hê daar waar jy sit vanmôre, sê dit, spreek dit oor daai area van jou lewe waar jy voel dis dood. Die woord sê, tensy 'n saad nie sterf en in die grond val nie, kan dit nie lewe vorentoe bring nie. Ek wil hê jy moet vanmôre daai saad sien. Ek wil hê jy moet vanmôre in jou gees sien. Sien daai area van jou lewe wat jy voel dood is. Daai area van jou lewe waarop jy opgegee het, wil ek hê jy moet voor jou sien vanmôre. En ek wil hê jy moet sien hoe jy dit vashou soos 'n saad en sê dit is nie verby nie. Kom church, kan jy jou hand ophou, hou jou oë net toe, net vir 'n oomblik. Ek wil net 'n profetiese ding doen vanoggend. Ek wil hê jy met jou hand voor jou hou asof jy 'n saad in jou hand vashou vanoggend. En daai saad wat jy vashou vanoggend is daai area van jou lewe waarop jy opgegee het. Ja, kom hou vas daai saad. Ek sien die hande. Ek sien die geloof. Ek sien die geloof. Hou vas daai saad en dan sê jy vanmôre, hierdie saad is nie dood nie. Hierdie area van my lewe is nie dood nie. Hierdie area van my lewe dis nie verby nie. Dit mag dalk woes en leeg dalk nou lyk, maar is nie klaar nie. En dan vat jy daai saad en dan plant jy daai saad geestelik langs jou. Plant daai saad vanoggend en spreek lewe oor dit. As ek sien soveel mense doen. Plant daai saad vanoggend en sê, Here, ek plant hierdie saad in geloof vanoggend. Sê vir hom, Jesus, ek sit hierdie saad veilig in die grond en ek vra van U om dit te kom nat maak vanoggend. Ek vertrou U vir die groei. Ek vertrou U vir die vrugte wat dit sal oplewer. Ek vertrou U, Here Jesus, ek sien in my gees die prentjie wat U sien. En ek vertrou U dat U dit sal deurvoer. En ek bid dit in die kosbare naam, ons Here Jesus Christus. Amen.